Ons gaan vanmôre stil staan in die prediking by Johannes hoofstuk 6 en as jy die Bybels hier het, is jy welkom om saam met my te blaai. Johannes hoofstuk 6. Daar gaan ons twee gedeeltes lees. Ons lees van vers 25 tot by 33. En dan lees ons weer van vers 49 tot by 55. Johannes 6 vers 25 tot 33 en 49 tot 55. Voordat ons saam gaan luister na die woord van die Here, kom ons buig eers ons hoofde en dan bid ons saam. Here, ons het dit so pas gesing en bely ook. Lof, prys die Here. Besing sy naam, bring aan U die lof en die eer en die dank. En Here, ons kan nie anders as ons vanmôre hier by mekaar is rondom die nagmaaltafel. Want hier sien ons dit, hier is vir ons sigbare tekens gegee van ons verlossing. Dis hoekom ons hier is, elke Sondag, om aan U die lof en die dank en die eer te bring, vir verlossing wat ons nie verdien nie. Vir genade onbeskryflik groot. Aan 'n sondaar mens wat keer op keer ons rug op U draai en tog strek U hand van genade uit. U trek ons nader. U verander ons harte. En U lei ons om vanmôre ook hier as gemeente by mekaar te wees, as gelowiges, ook die besoekers wat hier saam met ons is, in hierdie gemeenskap van gelowiges hier rondom die tafel te vergader en om hierdie genade en seëning te ontvang van die nagmaal. Here, ons dankie vir elkeen wat hier is vanmôre. Dankie dat U ons ook opgeroep het om hieraan te deel. En mag dit ook so wees dat wanneer ons hier aan sit by U tafel vandag, dat dit in alle opregtheid en eerlikheid sal wees. En dat ons hierdie genade nie ligtelik sal opneem. Here, ons bid vir ons gemeente. Ons bid vir elkeen wat siek is. Dankie vir Taniletti wat vanmôre ook saam met ons in die gemeente kan wees. Hier is ook ander wat siek was en beter is. Ons dankie daarvoor. Ons bid en vra dat U hand van genade oor ons elkeen sal hê. Dat U ons sal lei en rig deur die Gees en deur die woord elke dag. Here, ons bid vir ons land, ons bid vir ons regering, die wat U oor ons aangestel het. En ons vra, Here, dat U tog ook in genade ons sal aansien. Dat U die leiers wat daar is tot inkeer sal bring en dat ons as 'n volk, as 'n nasie hier in die suidpunt van Afrika terug sal draai na U toe. Here, ons bid en vra dat U besonder dan nou met ons sal wees in hierdie uurtjie waar ons stil staan rondom U woord en ook die sakrament van die nagmaal. Wil U dit dan rustig maak in ons gemoed, wil U ons ontvanklike harte gee sodat ons dit wat ons nou hoor dit ook sal oordink en daaraan sal vashou in die geloof. Spreek, Here, wat U diensknegt en U diensmaagd luister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dit is net so vinnig, ek sal in die prediking weer verwys na wat gebeur en weer verduidelik wat in die gedeelte aangaan, maar net om dan tot waar ons afskop met vers 25. Jy sien, blaai na Johannes 6 vers 1, dan sal jy sien daar gaan dit oor die vermeerdering van die brode. Julle ken daai baie bekende gedeelte van die 5000 mense wat ons Jesus met die 5 broodjies en die 2 visse was vir 5000 mense kos gegee. Ek glo almal groot en klein onthou dit. En dan dis die eerste 15 vers. En dan van vers 16 tot by vers 21 is die gedeelte waar Jesus dan op die water loop. En wat gebeur het is nadat hy die brood gebreek het en vir die 5000 mense kos gegee het, en hy agtergebly en sy disippels vaar toe nou oor met die skuit. Ons net die een skuitjie en hulle gaan toe nou so lank vooruit. En op 'n stadium toe hy nou klaar is, toe stap hy na hulle toe. Dis waar hy op die water na hulle toe aangestap kom. En dan gaan hy saam met hulle na die ander kant toe. En dan sien ons hier in vers 22 tot 24 dat die mense nou, hulle soek nou die hele tyd vir Jesus. Nou kan nie verstaan waar is hy nie. Want hy is tog nie saam met sy disippels nie. Hulle het nie gesien dat hy saam met hulle oorgevaar het nie. Hy het tog agtergebly. Nou wat gaan nou aan? En hulle is op soek na hierdie Jesus
En dan lees ons daarvan vers 25, en toe hulle hom oorkant die see gevind het, want wat gebeur het, hulle vaar toe nou ook uiteindelik, dit is vers 22 tot 24, die mense wat toe nou daar was, sê ek, maar hulle gaan ook nou oorvaar na die ander kant toe, en toe hulle nou daar kom, sê hulle, en toe hulle hom oorkant die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het hy hier aangekom? En hulle kan nou nie verstaan, hoe is dit nou moontlik? Hy was nie die skei nie, nou is hy aan die ander kant van die see, hoe dit gebeur? Hulle weet natuurlik uit nou nie op die, hulle weet nie dat hy op die water geleef. Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en u glo? Wat werk u? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskryf is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. En dan spring ons na vers 49. Sy julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterf. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand wat daarvan eet en nie sterf nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Tot sover uit die woord van die Here, gras verdor, die blomme verwelk, en die woord van God bly tot in alle ewigheid. Nou geliefdes, as jy nou vandag vir 'n 5-jarige kind vra, waar kom kos vandaan, dan gaan jy waarskynlik 'n antwoord kry soos Pick n Pay, of Labamba, of Spar, hang waar maar gaan koop het. Want kinders weet nie meer dat kos, maar hulle dink net nie daaraan nie. Jy het waarskynlik die 5 was ook nie daaraan gedink nie. Maar nie aan gedink dat kos kom van diere en plante. En as jy vir 'n kind vandag vra wat is die stapel voedsel in Afrika, dan gaan die meeste kinders dit nie meer weet nie, want ons ken eintlik nie eens met die woord stapel voedsel nie, want ons leef in 'n westerse samelewing waar eintlik enige ding beskikbaar is. Jy kan nou na die winkels toe gaan en jy kan enigiets van omtrent reg oor die wêreld kry. Jy kan Italiaanse kos koop, of Griekse kos, of Duitse worsies, of Chinese kos. Jy kan omtrent enige ding, enige tyd op die rakke van die winkels kry. Dis nie soos baie ander dele van die wêreld en selfs hier in Suid-Afrika waar ons kan sê ja, maar die stapelvoedsel is meel of pap. Dis wat mense eet, dis al wat hulle ken, dis al wat hulle het. In ons tyd waarin ons leef, ken mense nie eintlik meer die gedagte eers van 'n stapel voedsel nie, omdat daar so groot verskeidenheid is. Ons het net die hele tyd alles. Dan dink nou maar aan iets soos 'n vloed of 'n droogte. Wat gebeur in ons samelewing as daar sê maar 'n vloed kom of in 'n sekere deel van die land? Dan al wat gebeur is ons pryse word net duurder. Want nou moet ons van ander plekke af goed inkry. Vat byvoorbeeld, ek weet glad nie wanneer is die Abou seisoen nie, maar ek gebruik dit nou maar sommer as 'n voorbeeld. Kom ons sê, dit was nou Januarie tyd, was dit nou die Abou tyd, en nou het die groot reëns Limpopo getref, en ons weet Senine en Louis Trichardt en Huisie View, hierdie manne is almal Abou manne, maar nou het hulle so reën gekry, as die Abous het nou skade gekry. Nou het ons nie Abous hier in die omgewing nie, so wat gebeur? Dit is maklik, ons gaan kry net Abous in die Kaap, laat hulle van daar af verander. Gaan 'n bietjie meer kos, maar ons het daar nog steeds Abous om te eet. Maar vir baie dele van die wêreld, en vir die grootste deel van die geskiedenis van die wêreld, as iemand 'n vloed beleef of 'n droogte beleef het, en jy vra vir hulle wat gaan dan gebeur, dan gaan hulle vir jou sê mense gaan doodgaan.
Daar gaan hongersnood wees, want ons het net dit om te eet en nou is dit weg. Daar is nou nie meer van dit nie, so ons het 'n probleem. Daar is dood eenvoudig net nie kos. En as jy vandag met mense praat en jy vra vir hulle, waarvoor werk jy? Dan sal ons in die westerse samelewing maklik sê, wel, ek werk vir geld. Ek werk sodat ek 'n huispaaiement kan betaal, en my karpaaiement kan betaal, en ek kan kos koop, en ek kan my vakansies finansier, en ek kan dit doen en dat doen. Dis hoe ons dink. Maar die groot meerderheid van die mensdom het nog altyd al in die verlede, maar ook vandag nog steeds, as jy vir hulle vra, hoekom werk jy? Dan sê hy, om te kan eet. Dit is vir baie mense die realiteit. 70-80% van hulle inkomste gaan net aan kos. Klink amper as bloedspruit, dit om so duur is, wat het 70-80% van jou inkomste aan kos spandeer. Maar ander dele van die wêreld regtig, dis al wat hulle het. Hulle hele salaris spandeer net aan kos. Dis die realiteit wat daar is. Nou hoekom praat ek nou so baie oor kos vanmôre hier? Want ek wil hê jy moet raak sien dat die tyd waarin ons leef, die tyd waarin die Bybel geskryf is, was daar heeltemal 'n ander siening oor kos. Dis heeltemal 'n ander manier van verstaan. Die kulture verskil, die tydgawing is baie groot en dis nodig om dit te verstaan, want as Jesus uiteindelik na die mense toe kom met 'n stelling soos, julle moet my vlees eet en my bloed drink, dan moet jy verstaan dat dit binne 'n konteks gesê, daar's 'n sekere agtergrond wat jy moet verstaan hoekom hy dit sê. En wat jy moet weet is, in die eerste plek, is dat in die antieke wêreld het mense gewerk vir kos, soos ek sê, 70-80% van jou geld het net so gegaan vir jou kosrekening. Brood was die stapelvoedsel. Dis die tweede ding wat jy moet weet, dit wat jy bære, as jy na hierdie prentjie kyk. En dan die derde ding wat jy moet weet, daar is ook 'n agtergrond. God het nou met hulle pad gestap, en jy sal onthou toe hulle in die woestyn was, toe hy ons uit Egipte uitgelei het, en hulle daar in die woestyn gemurmureer het oor ons het nie kos nie, toe het God vir hulle manna gegee. En manna is 'n broodagtige ding wat hulle opgetel het, en hulle dit gegee, dis soos die brood wat hulle nodig gehad het, om te kon deurtrek deur die woestyn. En hierdie drie dinge moet jy in gedagte hou, wanneer ons dan na die teks vanmôre kyk. As ons dan na die teks self gaan, dan is daar twee dinge wat ek graag vir wil uitwys. Die een is dat Jesus is ons manna, dis al eerste gedeelte wat ons gelees het, vers 25 tot 33. En dan die tweede gedeelte gaan jy sien, dat Jesus gee sy lewe, dis die laaste gedeeltjie wat ons gelees het. Maar kom ons kyk eers, as ons sê, wat beteken as ons sê, Jesus is ons manna? So ek vir julle gesê, Jesus het nou oorgegaan aan die ander kant van die meer, en hulle het nie geweet waar is Jesus nie, en dan vers 25, dan vra hulle vir die Here, maar waar het u nou vandaan gekom? U was nou net daai kant, u het nie op die bootjie saam met die ander gery nie, maar nou sê hier, hoe dit nou gebeur? En dan vra hulle, hoe het u gekom? En dan antwoord Jesus hulle glad, lyk asof hy hulle vraag ignoreer, want hy weet presies wat hulle harte aangaan. Hy weet waaroor dit hier gaan, hy weet wat is in die gang, en daarom spreek hy hulle hart aan, en hy vra, en hy sê daar in vers 26, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het, en versadig geword het. Met ander woorde, julle volg nie my, of soek my nie omdat julle my soek nie, julle soek my, want julle kan iets uit my uitkry. Ek kan tot voordeel van julle wees. So wat is nou in die gang? So jy sê, net die dag voor dit, het Jesus die 5000 mense brood gevoed met die brood en die visies. En hierdie mense het dit gesien. Hulle het dit beleef, hulle was daar, hulle het geëet en hulle was versadig geweest, hulle het hierdie wonderwerk gesien. Maar die probleem was, dat hulle het die teken gesien, maar hulle het gemis waarna toe dit wys. Hulle het die groter prentjie gemis, hulle het nie verstaan wat nou eintlik hier in die gang is. Want dat hou 'n teken, is altyd net iets wat wys na iets groters. Dis soos 'n padteken. En as jy nou van hier af Pretoria toe ry, dan stop jy mos nou nie daar by die Dullstroom 20 km voor Dullstroom is daar 'n bordjie wat sê Dullstroom 20 km. Jy gaan mos nie daar by die bordjie stop en nou gaan ons bene rek en koffie drink nie. Nou is net die bordjie wat vir jou wys, hoor jy ry verder 20 km, daar gaan jy stop. Daar's die plek. Dis waar ons gaan koffie drink en bene rek. En dis die probleem wat hier was. Die mense het vasgehaak by die teken. Hulle het nou hier gaan stil staan by die teken, maar hulle het nie gesien waaroor dit eintlik gaan. Hulle mis die een waarna hulle eintlik kyk. Maar die probleem was, hulle fokus was finansiëel.
Jy kan nou dink in 'n samelewing waar 70 en 80% van jou inkomste vir kos gaan. En hier sit jy en jy sien iemand wat met 2 visse en 5 brode 5000 mense kos gee. Dis nogal 'n handige persoon om in die omgewing te hê. Kan jy nou dink hoeveel finansiële vooruitgang kan ons maak as hy by ons bly? Baie minder uitgawes, baie meer sekuriteit. Dinge kan ons baie gemaklik wees as Jesus net hier bly. En as jy weer daai gedeelte gaan lees, gaan kyk bietjie in die laaste vers van daai verhaal wat gaan oor die 5000 wat kos kry. Toe Jesus dit doen, toe sê hulle dadelik, maar ons moet hom koning maak. Toe wil hulle hom dadelik as koning salf, hulle wil hom as die koning hê. Want hy kan ons nou sorg. Rand en sent gaan dit vir ons goed gaan. Hy moet net hier bly waar hy is. En daarom spreek die Here aan, sê wag, julle slaan die bal mis, julle fokus op die verkeerde plek. Dan sê hy in ons teks in vers 27, moenie werk vir die voedsel wat verbygaan nie, wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat bly tot in die ewige lewe. En dan dadelik in vers 28 sê hulle vir die Here, maar wat moet ons nou doen? Wat wil die Here dan hê? Wat moet ons doen? En dit is so tipies hoe ons mense is. Die Here kom na hulle toe en hy probeer vir hulle wys wie hulle nodig het. Hy probeer vir hulle leer, hy is die gewer van die lewe. Hy is die gewer van alle goeie gawes. Hy is die een. Hy is die brood van die lewe. En wat is hulle reaksie? Wat moet ons doen? En dit is baie mense vandag ook na godsdiens kyk. Ja, hulle dink dis 'n tiklysie. As ek dit en dit en dit en dit gedoen, dan sou ek nou reg. En hulle amper vra, sê net vir my wat ek moet doen, dan doen ek dit. En dan as ek dan in God se goeie boekies kan wees, wonderlik. In ons gedagtes werk ons baie keer op 'n amper, ons noem dit maar 'n morele balansstaat. Aan die een kant het jy al die slegte goed wat jy doen, en aan die ander kant al die goeie goed wat jy doen. En dan doen jy 'n paar slegte goed, en dan voel jy, o nee, wag, ek moet nou weer 'n paar goeie goed doen, en ek moet altyd net die balans hou. Ek moet probeer om so 1 of 2 beter goedjies te doen as die slegte goed. Want dan is my saak reg met die Here. En as ek nou 'n paar slegte goedjies het, dan sê ek, so hoop maar die Here sal verstaan. Hy sal seker maar vergewe. En baie mense dink in godsdienst in terme van goeie en slegte werk. En ook om sê die Here Jesus in vers 29, dis die werk van God, dat julle glo in hom wat hy gestuur het. Met ander woorde, God vra nie van jou 'n prestasie nie. Al wat hy vra is geloof. Hy vra nie van jou selfvertroue nie. Hy vra van jou afhanklikheid. Dis wat hy wil hê. Jy kan nie vir jou krediete opbou nie. Met ander woorde, jy kan nie sê, maar ek het 'n paar punte in die sakkie by die Here. Want ek het nou hierdie maand, ek was daarom by nagmaal gewees, en ek het my 10de gegee, en ek het geld by die golfdag, en ek het dit en dit en dit gedoen, so ek het nou weer, nou het ek 'n paar punte in die pakkie, nou kan ek maar volgende naweek bietjie gaan kuier saam met die pelle, en bietjie te veel drink, en ek kan bietjie pere speel, dalk bietjie dobbel, want ek het daarom so 2 of 3 goed wat ek nou verkeerd kan doen, want ek het 4 goed reg gedoen. En dis hoe baie mense dink, en die Here sê nie, dis nie hoe verlossing werk nie, dis nie hoe geloof werk nie. Geloof gaan ek vertrou op die Here alleen, punt, dis al. En Jesus sê, die enigste pad na die hemel toe is deur hom, en dis deur te glo. Dis enigste ons, of ek glo in hom, en ek glo dat hy my saligmaker en verlosser is, en dat ek in hom alleen vashou, of ek glo dit nie. Dis die opsies wat daar is. En nou sê die mense, nee, maar dit is reg, dit klink vir ons goed, ons sal glo. Maar, wil jy dan nie net vir ons nog 'n teken gee? En dan redeneer hulle en sê, onthou in die Ou Testament, het Moses daarom die brood vir hulle gegee. God het deur Moses gewerk, en hulle het die broodjie ontvang, dit was daarom 'n teken geweest. Dan sê die Here vir hulle, wag net so 'n bietjie. Dit is nie Moses wat dit gegee het, dit is God wat dit gegee het. Dit kom uit die hand van die Here. Julle kyk alweer in die mens vas, en julle mis die prentjie, julle sal weer by die teken, en julle kom nie by dit uit waarna dit wys nie. En dan sê hy in vers 33, die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Met ander woorde, hy verwys na homself. Hy sê, ek is die lewende brood, ek is die een. Ek is die een waarna die manna het na my gewys. Dis eintlik wat hy vir hulle kom sê. In die Ou Testament was die manna ons die voorsiening van God in die woestyn. Hulle daagliks hulle brood ontvang, sodat hulle nie fisies sal doodgaan nie. Maar dit was nie net kos nie, dit was ook 'n vooraf skaduwee. Nou, ek het besef toe ek nou hier neergaan die week,
Dis iets wat jy baie in die kerk hoor, en die kinders verstaan dalk nie, wat is voorafskade weer? Kom dalk moet dit vir die kinders so verduidelik. Het julle al gesien, miskien op die TV, as julle 'n storie kyk, of dalk 'n tekenprent selfs, dan gebeur dit baie keer in 'n storie, dat iemand hardloop dalk weg vir iemand, of iemand is op soek na iemand, en dan hoor jy hoe kom die voetstappe nader, jy hoor, hier kom die ander persoon agter hierdie persoon aan, en as die ander persoon omkyk, dan sien jy, daar kom die skade weer so deur en deur, en dan hoor jy die voetstappe word al hoe harder, en kom al hoe nader, en uiteindelik dan sê jy, ja, daar kom hy nou in, dan sê jy, want dit was eintlik daai persoon gewees. Nou dit is wat die Ou Testament is. Die Ou Testament is die skaduweer van Christus. En soos die hele Ou Testament, dan hoor jy, hier kom die voetstappe nader. Wie is dit? Wie gaan die een wees? Wie gaan ons verlosser wees? Hier is hy. Daar kom hy by die deur en nou sien ons dis Jesus. En dis wat ons bedoel is, dit is die afskaduwee, die voorafskaduwee. En dis wat Jesus hier sê. Hy sê die manna was 'n skaduwee van die een wat sal kom. Wie is dit? Christus self. Hy is die brood van die lewe. Hy is die een wat jy nodig het. Nie net in hierdie lewe vir nou nie. Hy sorg nie net nou vir jou nie. Maar hy is die brood van die lewe wat jou tot in die ewige lewe indra. So dis die eerste ding wat ons sien. Jesus is die ware manna vir elkeen van ons. Hy is die een wat ons nodig het. Dan die tweede ding wat ons hier sien, is dat Jesus gee sy lewe in ons plek. In vers 53 van ons teks sê, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en die bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Nou as jy dit die eerste keer hoor, dan dink jy, genade, dit klink vreemd. Dit klink amper soos hierdie Aztecs en Mayan gemeenskappe daar in Guatemala en Mexico, en daar seker op die TV daai piramides gesien waar hulle so die berge gebou het. Nou daai mense het mekaar geëet. Daar was opgeteken in die verlede, het hulle was kannibale, so hulle het rituele gehad waar hulle mensvleis geëet het en bloed gedrink het. En dit klink amper, is dit wat die Here hier sê? Is dit wat hier moet gebeur? Dis natuurlik een van die klagtes of een van die dinge wat die wêreld altyd sê, ja, in die ou tyd het hulle dit gedoen. Dit was een van die klagtes teen die kerk. Hulle eet vleis en drink bloed. Dis nie 'n fisiese iets wat moet gebeur nie. Dis 'n beeld, dis iets wat die Here gebruik om te verduidelik waarmee hy besig is. Nou ons, natuurlik as ons dit nou vandag hoor, nou sien jy die nagmaaltafel, dan sê ons, ja, dis natuurlik die nagmaal, dis waarna dit verwys. En dit is so, ons nou terugkyk en ons duidelik sien, ja, dit verwys na die Here se liggaam en sy bloed, maar ons moet ook onthou dat toe hierdie spesifieke teks geskryf is, of gebeur het, hierdie dinge gebeur het, was die nagmaal nog nie ingestel. Daar was nog nie sprake van 'n nagmaal nie. Niemand het geweet van die nagmaal nie. Dit het eers gebeur die donderdag aand net voor Jesus gekruisig is. So dit het nou baie langer daarna het dit eers gebeur. So hierdie, in die eerste plek gaan hierdie nie oor die nagmaal. Hier is 'n ander teken wat gegee word. Hier is iets anderste wat uitgebeeld word. Dit is 'n beeld wat die Here gebruik. So wat bedoel hy hiermee? Kom ek verduidelik dit so. As jy na KFC toe gaan, en jy gaan koop daar, ek sien hulle noem dit nie meer 'n rounder nie, ons daar was dit 'n rounder, nou is dit 'n Colonel Burger. As jy nou vir jou 'n Colonel Burger daar gaan bestel, wat eet jy? Jy al gedink, wat eet jy eintlik? As ek nou daai burgertjie eet. Jy eet dooie hoender, met dooie tamatie, en dooie blaarslaai, en 'n bietjie souse, en dalk as jy gelukkig is 'n stukkie kaas. Nou ek probeer nou nie jou afsit van KFC nie, dis nie my bedoeling dat jy nou volgende keer as jy jou Colonel Burger eet, dat jy nou gril daarvoor nie. Ek wil eintlik net vir jou daarop wys dat besef jy, dat alles wat jy eet, was lewend, en moes doodgemaak word, sodat jy kan eet, sodat jy kan lewe. Dit is wat, as jy op 'n plaas groot geword het, weet jy dit waarskynlik baie goed, as jy dit geslag het en self geplant het, en voor jy iets kan eet, moet dit doodgemaak word. Selfs die groente, jy moet die wortel uit die grond uit ruk, jy maak hom dood, jy sny sy kop af, sny hom op, gooi hom in die pot, kook hom. Jy maak hom dood, sodat jy hom kan eet, sodat jy gevoed kan word. En dit geld vir alles. Met nou wortels en aardappels en hoender en vis en skaap en bees, maak nie saak nie. Dit is hoe dit werk. So, die beginsel wat geleer word is, iets moet doodgemaak word, sodat jy kan lewe. Soos of hulle gaan dood, of jy gaan dood. Dis die opsies wat daar is. Of hulle gaan dood, of jy gaan dood. Jy kan nie van
weet nie, silikon en seewater lewe nie, daar's nie 'n manier nie, daar's nie, jy het iets nodig om dood te maak, sodat jy uiteindelik daai minerale en proteïene en alles wat jy kan kry, daai voeding kan kry, sodat jy kan leef. Nou, hou julle in die begin het ek vir julle gesê wat die konteks was dat brood was die stapelvoedsel. En dis die einste ding wat die Here die vorige dag vir hulle gegee het, vir 5000 mense het hy hierdie brood gegee om hulle te voed. En dan sê hy nou vir hulle, maar ek is die brood van die lewe. Ek is dit wat jy nodig het om te leef. Hierdie brood is die lewe, dis wat jy nodig het. Nou was my vrou vir my nou bel, as ek hier by die kantoor sit en werk in die week, en sy sê vir my, as jy nou vanmiddag huis toe kom, bring asseblief 'n brood saam. En ek ry na 3 toe en ek stop en ek koop 'n brood, dan ek nou nog nie een keer in my lewe het ek gedink, joh, nou het ek die bron van my lewe in my hand. En dis ek is dankbaar daarvoor. So daai dankbaar dat ek glo die meeste van julle het nog nooit in terme daarvan gedink en gesê, hierdie, as ek nie dit het nie, is ek dood. Dis al wat ek het, ek moet hierdie hê. Hierdie is vir my belangrik, anders dan gaan ek doodgaan. Ons is geseënd in die sin dat die Here voorsien vir ons. Maar jy onthou die mense van daai tyd het so gedink. Brood was lewe, dis waarvoor jy gewerk het. Dit was jou alles. Die brood was die lewe. Dit was die stapel voedsel. As jy het nie gehad het, het jy dood gegaan. En nou kom Jesus in hierdie samelewing en hy sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. En dan gebruik hy hierdie beeld en hy sê, of ek moet doodgaan, of jy moet doodgaan. Of ek sterf, of jy sterf. Maar jy het nodig dat iets doodgaan, sodat jy kan lewe. En dis die beeld wat hy gebruik. Dis waaroor dit in hierdie teks gaan. En hy sê, dis wat hy is. Hy kom wys vir ons, hy kom wys vir ons, met ander woorde, dat die manna, hy is die manna van die Ou Testament. Onthou, die manna was iets wat hulle gekry het, sodat hulle nie sou doodgaan nie. Dit was die brood van die lewe vir hulle. Dis hoe hulle in die lewe gebly het. Dit was die heenwysing na Christus. Jesus sê, ek is die manna. Sonder die manna sal die mense doodgaan, sonder Christus sal jy vir ewig doodgaan. Daar is net een weg. Hy moet sterf, soos wat kos moet doen, sodat hy ons kan voed, sodat hy ons kan voed vir die ewige lewe, sodat ons die ewige lewe kan hê. En dis presies wat hy dan doen. Hy gee sy lewe, sodat ons uiteindelik die ewige lewe kan hê. So geliefdes, wanneer Jesus dan sê, ek is die brood van die lewe, dan sê hy daarmee, ons is geestelik dood sonder hom. Soos die manna die mense in die woestyn gered het, en hulle die lewe gegee, so het Jesus gekom en sy lewe afgelê, sodat ons kan lewe tot die ewige. En nou roep hy ons vanmôre met die tafel toe. En hy sê, kom deel hierin, hier is 'n teken wat vir julle gegee word. Hier is die brood en die wyn, wat julle herinner aan wat ek gedoen het. Ek het my liggaam gegee, my bloed is gestort. En dan word ons uitgenooi om te sê, kom sit in die geloof dan nou aan. Ons moet nou nie vashak hier nie. Moenie by die teken stil staan nie. Kyk verby. Kyk na die een wat jou redder is. Kyk na die een wat die ware brood van die lewe is, wat die manna vir ons is. Hy is die een wat jou dra elke dag. Amen.